wonderlik lekker om in die teenwoordigheid van die Here te wees, is dit nie? En dit is lekker om vir julle te sien ook. Blaai asseblief saam na Numeri hoofstuk 14 toe. Gedeelte wat ek dink in ten minste sommige dele van die kerk baie bekend is. 'n Gedeelte wat ons onsself gereeld aan moet herinner. En ons gaan so 'n bietjie praat oor die tema wat jy sê, maak saak. Nou het iemand dit al vir jou gesê? Sê vir my ja, sê vir my nee. Iemand al vir jou gesê, wat jy sê maak saak. Jy ook in 'n huis groot geword waar jou ma, dink ek, veral jou ma, miskien dalk ook jou pa, maar jou gereeld herinner het dat, onthou daar's krag in jou woorde. Jy dit onthou? Goed, ek sien vir meeste ouens is dit 'n ingeoefende gewoonte, maar dis ontsettend belangrik dat ons so 'n bietjie die diepte hiervan kyk na vanoggend en dat ons miskien sal toelaat dat die Here ons opnuut sal herinner, dat ons sal kies oor hoe ons kies om te praat. En dan moet ek nou dadelik sê, soos ek hierdie woord gaan begin bedien, dat ek preek lekker vir myself vanoggend. Dis belangrik dat jy sal weet, dat ek het nie hierdie een heeltemal onder die knie nie. So as ek goed sê, en jy onthou, ek het iets gesê in die week, hou die klip dalk vir jouself, hè? Hoe klink dit? Is dit okay? Is dit 'n okay ene? En so in Numeri hoofstuk 14 het ons Israel reg by die beloofde land. En so jy moet net so vinnig, begin my net om vir jou die woord te frame, voordat ek die woord bedien. So Israel het 'n belofte van God, dat hulle hier die beloofde land in besit sal neem. Hulle kom nou net 400 jaar of 430, afhangende van wat se een jy wil glo, wat hulle in Egipte was. So kom ons praat van 400 jaar. Is daar iemand van julle wat al vir 400 jaar wag vir 'n belofte van die Here? Okay. So ons is nog okay, né? Moenie hou oor jou 2 weke nie. Vir 400 jaar lei hulle onder die Egiptenare en die dag kom wat die Here sê, dis nou so, dis tyd om uit te trek uit hierdie slawerny uit. En hulle volg vir Moses. En hulle is deur die woestyn en hulle staan by die beloofde land. En hulle gaan nou hierdie belofte ingaan. En hulle kies om toe nou 12 ouens uit te stuur, bekwame manne, wyse manne, 12 van hulle om te gaan kyk vir 40 dae lank, wat gaan aan? En hulle moet kom verslag gee. En toe die verslag terugkom, dus daar diep teleurstelling. Hulle sê, hier's reëse, hier. Die stede is sterk in hierdie land. Hierdie wat ons gedink het ons belofte is, hierdie wat ons gesien het uiteindelik die deurbraak is, en hulle kom terug en hulle murmureer voor die Here, hulle is kwaad. Israel is bitter teleurgesteld. En ek wonder of ek jou kan vra of daar moontlik al 'n oomblik in jou lewe was waar jy ook teleurgesteld was. Waar jy miskien van die Here iets gevra het en dit het nie so gebeur nie. Of jy miskien 'n verwagting gehad het en dit het nie heeltemal so uitgewerk nie. En baie keer doen ons dieselfde wat Israel doen. Maar hulle murmureer. En die Here sê vir Moses, luister, ek gaan hierdie volk nou tot niet maak, ek is nou moeg vir hulle. Moses sê, asseblief Here, die ander nasies gaan dink dat U nie regtig 'n God is nie. En die Here sê, goed, op grond van jou woord. Maar dan praat die Here verder en hy begin so in vers 20. As jy toe sê die Here, ek vergewe volgens jou woord, en dan gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Vers 21, maar so waar as wat ek leef, en die hele aarde van die Here se heerlikheid vol sal word, sal die manne wat my heerlikheid en my tekens gesien het, wat ek in Egipte en in die woestyn gedoen het. Julle weet nou waarvan hy praat van die 10 plaae, hy praat van die manna, en die vuurkolom, en die wolkkolom. Hy sê, en nou al 10 maal my versoek het, deur na my stem nie te luister nie. Hulle sal die land nie sien, wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het nie. Ja, almal wat my verag het, sal dit nie sien nie. Maar my knegt Kaleb, omdat daar 'n ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. En die Amalekiete en die Kanaaniete woon in die laagte. Draai môre weg en trek tog die woestyn in, op pad na Skelfsee,
Daarna het die Here met Moses en Aaron gepraat en gesê, hoe lank sal hierdie bose vergadering aanhou om hulle teen my te murmureer? En jy kan hoor wat Vader ontstel is, dit wat hulle gesê het. Ek het die murmurering van die kinders van Israel gehoor waarmee hulle teen my gemurmureer het. Sê vir hulle, en hierdie is die kritiese vers, so waar as wat ek leef, spreek die Here, waarlik, soos julle voor my ore gespreek het, so sal ek aan julle doen. Hierdie is nie 'n maklike woord nie. Hierdie is iets wat ek en jy moet opsit en luister. Ons moet so 'n bietjie introspeksie doen. Ons moet so 'n bietjie opnuut let op ons woorde. En die eerste ding wat ek vir jou wil sê is dat dit belangrik is dat jy sal onthou dat Vader gee ag op dit wat ek en jy sê. Partykeer soos wat hierdie lewe loop en soos wat hy maar net sy gaan, dan vergeet ons soms dat die Here is aandagtig besig om te luister na ons woorde. Die goeie sowel as die slegte. Wat Israel gebreek het, wat hulle einde was hulle murmurering voor die Here. Maar hierdie is krities belangrik. Hy sê, soos julle voor my ore gespreek het, so sal ek aan julle doen. En so wat ek wil hê jy moet hoor vandag, is dat ek en jy het 'n verantwoordelikheid en 'n aandeel in dit waartoe ek en jy op pad is. Liewe meneer, mevrou, wat getroud is. En ek moet 'n paar voorbeelde gee vanoggend en dat ek hoop, en so ek mik op niemand nie, groot asseblief, maar ek wil hê jy moet hoor dat wat ons sê is belangrik. Vir jou wat sê, ek het maar 'n moeilike man. Moet dis nie wonder hoekom jou man altyd moeilik is nie. Vir jou wat wil sê, my vrou, moet dis nie wonder hoekom jou vrou altyd so is nie. Vir jou wat sê, hierdie land het geen toekoms nie. Moet dan nie huil as daar nie vir jou 'n toekoms is nie. Vir jou wat sê dat daar's nie regtig hoop nie. Ek wil vir jou sê, moet dan nie wonder dat alles altyd hopeloos is nie. Vader is besig om aandagtig na my en na jou te luister en hy gee ag op ons woorde en net soos wat hy vir Israel gesê het, soos jy voor my ore gespreek het, so sal ek aan jou doen, is vanoggend 'n vlaggie, 'n rooi lig, 'n waarskuwing, 'n uitroep dat ek en jy beter sal praat. Kan ek dit net baie naby bring in die huis, want ons huwelik en ons kinders en ons land en ek nog so 2. As jy niks goeds te sê het oor jou baas nie, moenie wonder hoekom jou baas nooit iets goeds vir jou wil doen nie. Dit is jou woorde wat die outeur is van jou moeilikheid. Nou die een die naaste aan die huis en die een waarop ek. Jy besef dit wat jy oor jouself sê, is dit wat in jou lewe vrug dra. Vader luister aandagtig. As jy deurlopend vir jouself sê, ek kan nie, ek gaan dit nie maak nie, ek is nie goed genoeg nie, hierdie gaan nie uitwerk nie. As dit is wat jy die heeltyd vir jouself sê, dan wil ek vandag vir jou sê, dit is belangrik dat jy sal hoor en dat jy anderster sal begin praat. Jy sien, maar hierdie is nie 'n geïsoleerde geval gewees net toe hulle voor die beloofde land gestaan het nie. Nee, in Jeremia hoofstuk 2 kry ons Israel op hierdie plek waar hulle self verontskuldig. Hulle staan eintlik skuldig voor Vader. Hulle is besig om die basiese beginsels wat die Here van hulle gevra het nie na te kom nie. Hulle kyk nie na die barmhartigheid nie, hulle dien nie die Here soos wat hulle moet nie. En dan gaan hy nou in Jeremia 2, dan kom praat die Here met die volk. Hy sê, nogtans het jy gesê, dis net die Here wat met hulle praat. Hy sê, ek is tog onskuldig. Gewis het sy toring hom van my afgewend. Nou bly gou by my. So wat hier gebeur is, dit gaan nie bad in Israel nie. God se goedheid is daar. Dit gaan nie terribly nie. Nou sê Israel, luister hier, omdat dit nie sleg gaan nie, beteken dit God is tevrede met ons. Kyk, hy het sy toring van ons af weggewys. Ek vertel jou 'n storie en
en ek is dan redelik seker, dis in 'n ander dorp, so ek seker af van julle sal nie weet wie dit is nie. Maar ek stap op pad saam met 'n ou wat agterkom met die Here baie nodig. En die Here het finansies gebruik in sy geval om hom na 'n desperate plek te vat, en hy besef hy het die Here nodig. En ons begin die pad saam loop en hy hou op drink, en hy hou op al die goeie rook wat hy altyd gerook het, en hy begin 'n beter man word. En ek is so trots op hom, en ek is so dankbaar, want hierdie proses gaan toe op baie stadium net so oor 'n jaar. En hy begin die goed reg kry, en hy begin ergens met die Here meen. Maar die finansiële druk is nog die hele tyd daar, en daar kom 'n dag en hy kry 'n oproep, en hy kry 'n geleentheid vir 'n beter werk, maar 'n posh werk. Ek sê vir hom, dis so great, ek is so dankbaar, ek glo regtig van harte, dis omdat jy ook ergens met die Here gemeen het, en hy sê, ja nee, dis baie great, en die eerste Vrydag, nadat hy sy eerste pay gekry het, bel sy vrou my, en sê my, hy is besig om vir my te panel beat. Hy staan voor my, en hy sê vir my hierdie woorde, hy sê, hy vat sy, ek weet nie wat dit was nie, maar dit het gestink, so, wat ook al, daai ding wat hulle, hy sê, kyk hoe die Here vir my geld gegee, kyk hoe lekker kan ek nou weer drink. Jy sien, dit is die ingesteldheid wat hier aan die gang is. Dit is die moeilikheid. En jy sien, die verskil is tussen hierdie ander ou en waar Israel is hulle so 'n bietjie brawer oor dit. Kerk, ek wil hê jy moet hoor dat my en jou gedrag wat ons teenoor Vader openbaar en wat ek en jy sê is krities belangrik, want ten spyte van hierdie gedrag, hy sê ek sal nie met jou gaan, of ek sal met jou na die regbank gaan, omdat jy sê, ek het nie gesondig nie. Jy sien, as jy nou mooi lees, dan sê hy, ek gaan jy nie eintlik straf vanweë die sonde nie, maar omdat jy sê, ek sondig nie, gaan ek met jou gaan na die regsbank. Kerk, bly net gou by my, want dis so bietjie meer subtle in meeste van ons se lewens. Dis wanneer ons sê, ons is kinders van die Here, maar ons doen nie wat hy sê nie. Wat ons ook skuldig staan, soos in Jeremia 2. Hoeveel keer sê ons, ek is getrou, maar dan is ons nie rarig getrou nie. Hoeveel keer gebruik ons woorde, en dan pluk ons die vrugte van daardie woorde, want ons vergeet dat Vader gee ag op wat ons sê. Dit maak vir hom saak. Nou, Spreuke 18:21, en as jy dit maklik wil onthou, jy moes altyd 21 gewees het as jy mondig geword het, nou hoef jy net 18 te wees, dan is jy mondig. Spreuke 18 vers 21. Sê, dood en lewe is in die mag van die tong. En hierdie is baie belangrik. Hy sê, en elke een wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So hierdie is die belangrike deel. Dood en lewe is in die mag van die tong. En hy wie dit graag gebruik. My woorde dra in my lewe vrug. Julle is met my. Jou woorde dra nie in my lewe vrug nie, my woorde dra nie in jou lewe vrug nie. Dit kan dit beïnvloed. Dit speel 'n rol. Maar die belangrike is jou woorde oor jou lewe. En so hier's my oproep vir jou. Kan ek en jy beter praat? Kan ons beter praat oor ons toekoms? Oor ons besigheid? Ja, dit gaan moeilik. Die ekonomie, dit is moeilik. Maar dit is wrinties waar nie onmoontlik nie. Die Here het nie skielik, is hy nie meer op die toneel nie, asof hy nie meer wonderwerke kan doen nie. Jy kan nie hoor hoe neem hy Israel kwaadlik. Hy sê, het julle dan nou nie gesien nie? Het julle nie gesien wat ek gedoen het nie? Ek wil jou vra vanoggend, soos wat jy praat, sal jy weer onthou
Wat is die groot goed wat die Here al in die verlede gedoen het? Sal jy onthou hoe het hy jou gedra en sal jy ook daaroor praat? Mag jou mond ook vol wees van die goedheid van die Here. En wanneer ons praat, mag ek en jy oplet oor dit wat by ons monde uitkom. Maar nou hier is die punchline. Sien, ons woorde vertel eintlik net die storie van ons hart. En eintlik lê die deurbraak van dit wat ek en jy nodig het op hartsvlak. Want in Lukas 6 vers 45 sê hy, en die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn dit wat goed is. En die slegte mens uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn dit wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. En so ons het hier die uitdaging dat ons soms baie ingestel is op dit wat ons sê. Maar ons vergeet dat eintlik het ek 'n hartprobleem. En ek glo regtig van harte dat die Here ook in hierdie oggend harte wil aanraak en wil gesond maak. Want as jou hart kan gesond wees, kan jou mond gesond wees, en as jou mond kan gesond wees, dan kan jou omstandighede verander, want ons praat anderster. En so miskien moet ons deel met hierdie diep teleurstelling wat partykeer hier sit. Miskien as jy regtig jou huwelik wil red, en ek glo Vader wil huwelike herstel en wil huwelike red, miskien is die probleem eerder die eina wat hier binne sit, en die teleurstelling en die trauma en die seer, en miskien moet ons daarmee deel, sodat ons mond ook beter kan wees. Miskien moet jy weer op 'n plek kom, waar jy vir jou hart vertel, jy is goed genoeg, en jy word aanvaar, en jy kan dit doen, en jy kan deur geloof leef. Miskien moet jy weer jou hart vertel, sodat jou hart met jou mond kan praat. Die lewe is nie verby nie, en die beste dae is nie agter jou nie. Jy sien, as ons kan teruggaan na ons storie in Numeri 2, oor hoe verwoord hy dit te sê, maar my knegt Kaleb, omdat daar 'n ander gees in hom was. So wanneer ons sê dat ons harte moet verander, praat ons uit die aard van die saak nie van die orgaan nie, reg? Jy weet, ons is nie besig om met hierdie een wat bloed pomp te praat nie. Ons praat van my binneste. En so wanneer hy sê Kaleb het 'n ander gees in hom gehad, en sê daar was 'n ander binneste binne in hom gewees. Daar was iets anderster gewees wat hy gemaak het. So nou hier's die ding. So vir 40 dae lank trek hulle deur daardie land en oorweeg dit vir 'n oomblik. 12 ouens. Hulle sien al 12 presies dieselfde goed. 2 van die 12 kom terug en sê, hey, die vrug is amazing. Hierdie ding loop oor van melk en honing, ons kan hierdie doen. 10 kom terug en sê, wel, die reuse is crazy. So was daar vrug? Was daar reuse? Waarop gaan jy fokus? Waar gaan jy kyk? Want dis eers wanneer ek en jy kies. Dis eers wanneer ek en jy 'n hartsverandering het, wat ons ook kan kies om anders te kyk. En so miskien meneer, miskien mevrou, miskien doen jou man 10 goed reg en 2 goed verkeerd. Gaan jy saam met die 10 al sien wat verkeerd is? Of gaan jy kies om op die 2 te fokus? Miskien het jy regtig 'n goeie vrou. Maar waarop jy fokus is die 2 goed wat nie reg is nie. Miskien het jy mooi besigheidsgeleenthede, maar jy is so besig om te moan en te huil oor al die besigheid wat jy verloor het, dat jou hart so ontsteld is, dat alles wat by jou mond uitkom net nog negatief is, en dan maak dit dat ons die outeer word van ons eie moeilikheid. En dan sukkel ons om vas te staan, en ons sukkel om vas te staan op sy woord, en ons sukkel om die deurbrake te ervaar wat hy vir ons instoor het, want ek en jy is so vasgevang in ons omstandighede. Ons praat so negatief oor onsself, oor ons huwelik, oor ons kinders, oor ons omstandighede.
ek hoop jy voel so 'n bietjie iets van my hart vanoggend. Dat ek en jy het 'n aandeel in waar ons is. Nie alles wat verkeerd gaan, kan ons net die skuld op die Here plaas nie. Die Here vat ons ook soms deur moeilike goed. Daar is ook daardie seisoene. Maar daar is baie keer 'n deel wat ek en jy eenvoudig reg moet praat. Kies om anders te sê, omdat ons ook kies om in ons harte anders te glo. Nou gelukkig, hierdie gedeelte in Numeri is baie mooi van boek gehou en is wonderlik, want ons sien eintlik dat die probleem begin nie in hoofstuk 14 nie, die probleem begin al in hoofstuk 13, in die laaste vers in hoofstuk 13, oor hierdie, hy sê, ons het daar ook reëse gesien, is dit die kinders van Enak, wat van die reëse afkomstig is, en hoor mooi, en ons was so sprinkane in ons oë, en so was ons ook in hulle oë. En wie se oë was hulle eerste sprinkane? In hulle eie. Ek hoop ek praat met jou hart. Ek hoop jy sien wat ek sien. Solank as wat jy vasgevang is, en al wat jy jouself kan sien as, is 'n sprinkaan, gaan jy ook nooit die voorreg hê om die beloftes van die beloofde land in besit te neem nie. Nou bly nou by my. Het God vir hulle die land beloof? Is dit God se wil dat hulle in die beloofde land moet wees? Stem jy dan met my saam dat my en jou persepsie en ons woorde en ons hartskondisie keer ook soms God se belofte? Natuurlik. Daarom is dit belangrik. Dit is krities belangrik, want ons verwag van hom iets. Ons verwag van ons koning van die konings. Ek wil vir jou sê die laaste tyd, en ek wil jou sommer nou vra, ons gaan hierdie week in besonder afsonder vir ons as gemeente. En ons gaan die Here vertrou vir 'n great visie, en ons gaan vertrou vir waardes, en dit waartoe ons gaan as gemeente, want dit is nou die tyd. Maar dit is krities belangrik dat al het Vader vir ons as gemeente absoluut amazing goed in stoor. Al is dit sy belofte, al is dit sy wil, as ek en jy nie reg praat nie en onsself nie reg sien nie en nie die regte hartskondisie het nie, kan ek en jy ook nie die belofte wat God vir ons gestoor het ingaan nie. En daarom let op onsself. Let op hoe jy praat, let op wat jy sê. Pas op vir die sug wat jy gee wanneer jy die ou sien oor wie jy graag wil sug. Vader, luister. Nou, ek preek julle baie stil, ek hoop is 'n goeie ding. Ek wil so 'n bietjie begin preek oor die antwoord, want ons het nodig om te praat oor hierdie deel, want hierdie is die belangrike deel. En so in Numeri 14 vers 20, ek het dit nou vir jou gelees, en jou teologie moet asseblief nie uitmekaar uitval met hierdie ene nie. As jy toe sê die Here, ek vergewe volgens jou woord. Nou, wie is die een wat vergewe? Sê vir my, God is die een wat vergewe, die Here is die een wat vergewe. Hoekom vergewe die Here? Op grond van Moses se woord. En jy onthou God se aanvanklike voorstel, kom ek maak hierdie volk tot nuut, en julle kan vir my nuwe een bou. Dit was God se aanvanklike voorstel. Kan ek met jou die goeie nuus deel? Nou moet julle asseblief mooi luister, want hier is die goeie nuus. Dieselfde God wat luister na die murmurering, is dieselfde God wat ook geluister het na Moses se gesprek. Dieselfde mond wat jou in die moeilikheid uitpraat, is dieselfde mond waarmee jy ook vra vir vergifnis en dan ook God se vergifnis ontvang. En so ek wil hê jy moet weet dat jy is nie skaakmat nie. Ja, dit is so dat die woorde wat ons gebruik dra vrug in ons lewens, maar dis nie neusie verby nie. Dis nie als ooruit en verby nie. God vergewe die volk op grond van die feit dat Moses vra, Vader, asseblief vergewe hulle. Mag ek jou herinner net in 1 Johannes 1 vers 9, en ek gaan nie meer klaarmaak.
Hy sê as ons sonde bely, met ander woorde, ons gebruik ons woorde. Dieselfde woorde wat my in die moeilikheid ingebring het, moet my ook uit hierdie moeilikheid uithaal. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ek wil dit weer vir jou lees. Hy sê as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Ek en jy het 'n belofte uit God se woord uit, dat wanneer ek en jy sê, Vader, ek is jammer. Ek is jammer oor die negatiewe woorde wat ek gespreek het. Ek is jammer oor my hartskondisie wat nie reg was nie, wat gemaak het dat ek uit hierdie plek van trauma en teleurstelling met die mense om my werk. Vader, ek is jammer, dan het jy ook die voorreg dat hy jou sal vergewe. Maar nou net hierdie cool deel, ek wil hê jy moet hoor. Teenoor wie is God getrou en regverdig? Wanneer hy hierdie skrif vir ons gee. Wil iemand raai? Sy eie woord, sy ooreenkoms, met wie? Die meeste ouens dink dit is met ons. Maar die realiteit is, ek en jy staan eintlik skuldig. Ons het die ooreenkoms gebreek tussen ons en Vader. Die dag toe ons in sonde geval het. Die ooreenkoms waarin hy getrou is, die persoon teenoor wie hy getrou en regverdig is die een wat sy deel wel nagekom het. Dis Jesus Christus self. Hy is getrou en regverdig. Hy eer sy woord teenoor sy seun, wat gesê het, as jy sterf aan die kruis, dan sal ek hulle ook vergewe. Jy sien, ek en jy het ons vergifnis tegnies verbeur, want ons was die een wat in ongehoorsaamheid gewandel het. Die een wat in gehoorsaamheid gewandel het, is die een teenoor wie hy getrou en regverdig is. Hy eer sy woord, hy eer sy belofte, sy ooreenkoms, wat hy met Jesus gehad het. En nou het ek baie goed gesê. Nou hoop ek dat jy sal vas staan op hierdie woord. Wat ek en jy sê, maak saak. Praat asseblief positief oor jou lewe, oor jou besigheid, oor jou huwelik. En hoor mooi, dit beteken nie ons leef in 'n wêreld wat nie bestaan nie. Ek kan erken wat ek sien, maar ek kan bly praat in hoop oor Vader se getrouheid. Ek kan deurlopend bewus wees, want net miskien vandag is die dag wat die Here die wonderwerk doen. Miskien vandag is die dag wat die Here, en dan wil ek nie die vrug pluk van my negatiewe woorde oor my lewe en die belofte wat hy vir my instoor het mis as gevolg daarvan nie. Wil jy nie net jou oë sluit saam met my vir 'n oomblik nie, want ek weet dat ek weet. Want ek staan eerste op om te sê, Vader, ek wil beter praat oor myself. Ek wil beter praat oor my lewe, oor my huwelik, oor my kinders, oor my werk. Maar ons gaan binne enkele oomblikke nagmaal bedien en wanneer ons dit doen, is dit ook so deel van hierdie proses. Maar in die eerste plek wil ek jou uitnooi om net vir die Here te sê, Vader, ek is jammer oor wat ek oor myself gesê het.
hier's baie negatiewe goed. Wat mense vir baie lank oor hulle self gesê het. Ek wil besonder saam met jou bid. En Vader, ons kom sê ons is jammer. Ons kom bely die woorde wat ons oor onsself gesê het, wat U nie verheerlik nie. Ons kom sê ons is jammer. Ons kom vra Vader dat U deur die Heilige Gees in elkeen van ons se hart in hierdie oomblik sal kom doen dit wat net U kan doen. En dat U herstel sal bring. Dat U ons genadig sal wees, koning van die konings. Vir die kere wat ons gesê het, ons is nie die regte ou vir die job nie. Vir die kere wat ons gesê het, hierdie gaan nooit anders wees nie. Vir die kere wat ons onsself ongeluksvole genoem het. Vir die kere wat ons gesê het, ek sal seker my hele lewe lank maar alleen wees. Vir die kere wat ons gesê het, hierdie is nou maar my lot. Sê Here, ons is jammer. Sal U ons asseblief genadig wees. Ek wil ook in besonder bid vir, en ek het dit regtig so sterk in my gees ervaar, so as jy die voorreg het, dat jou man of jou vrou miskien hier is, nie het jou voorreg om dalk net jou arm so 'n bietjie om hulle te sit, ek wil so graag hê, ek wil so graag saam jou vertrou, dat jy die huwelik wat Vader vir jou instoor het sal beleef. Die beloofde land huwelik. Nie maar net 'n middelmatige, kom ons gaan maar net deur die lewe nie. 'n Besonderse, goddelike, geïnspireerde huwelik wat die storie vertel van die eenheid wat daar tussen Vader en die Seun is. Waar daar vreugde is en waar daar vrede is. En so wil jy nie net kies. En nie opnuut kies. En sê, Here, ek is jammer vir die dood wat ek oor my eie huwelik gespreek het nie. En Vader, ons is so jammer. Ons is jammer dat ons die 10 slegte goed so maklik kan uitbring. En ons vergeet om te kyk na dit wat U vir ons beloof het. Here, ons is jammer. Ons is jammer vir ons murmurering en vir ons doodspreek. Ons vra, Here, sal U ons asseblief vergewe. Sal U ons vrymaak en losmaak
Ek wil bid dat ons deur die krag van die kruis opnuut vry sal wees. Here, dankie vir dit wat U doen in hierdie dag. Dankie vir nuwe lewe. Ek wil saam met jou ook bid vir jou werk spesifiek. Miskien vir jou besigheid, miskien vir jou boerdery, miskien vir jou werk. En miskien was daar dinge wat jy gesê het. Miskien nog voordat hierdie seisoen begin het jy al klaar besluit dit gaan nie 'n lekker een wees nie. Miskien voordat hierdie maand begin het jy gesê, "Wel, ek weet hoe gaan ons dit maak hierdie maand nie." Ons bid net saam. En Vader, dankie dat ek kan bid vir elke ou se besigheid, vir elke ou se werk. Vir elkeen van ons, Here, wat die voorreg het om te kan werk en ook so U voorsiening te geniet. Ek wil bid, Here, dat U ons asseblief sal seën. Dat U ons sal help om op U te fokus. Here, mag ons die belofte sien wat U vir ons instoor het. Here, mag ons nie sprinkane wees in ons eie oë nie. Mag ons persepsie van onsself wees ook dit wat U van ons sien. Sal U ons asseblief wysheid gee? Sal U ons bekwaam maak? En Vader, ons kom vra, ons kom sê, ons is regtig jammer. Ons is jammer vir die gemiste oomblikke. Wat ons in ons onkunde of selfs ons frustrasie nie gehoorsaam was aan U stem nie. Ons het U lief. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. En dat U ons nooit sal begewe, nooit ooit sal verlaat nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen.